Nou ja, dis 'n wonderlike voorreg om met julle die woord van die Here te kan deel en ek is so bly elkeen is hier en ook vir ons jong mense, dis altyd 'n voorreg om ook saam julle hier te wees. Handelinge hoofstuk 1, as julle die Bybel saamgebring het, dan kan julle saam met my blaai na die 9de hoofstuk, af die eerste hoofstuk vers 9 verskoon. Nie die 9de hoofstuk nie. Nou ja, kom ek lees vir ons. Die opskrif, Jesus se hemelvaart. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Nou ja, net tot daar uit die wonderlike woord van die Here. Nou ja, die skrifgedeelte begin nadat hy dit gesê het, en dan natuurlik is dit nou belangrik om die konteks van daai vers te verstaan, en dit is vers 8, waar die Here Jesus ook gesê het, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld. En dit is belangrik om te verstaan dat die Here Jesus het vir sy disippels gesê, luister, gaan wag in Jerusalem op die belofte van die Vader. So belangrik, as die Here Jesus nie opgeneem was in die hemel nie, sou die belofte nie uitgestort wees nie. En dis natuurlik die Heilige Gees, die aanbreek van die Nuwe Testamentiese tyd. So dit is so 'n belangrike gebeurtenis in werklikheid. Dis eintlik, as jy nou baie mooi daaraan dink, is dit 'n misgewaardeerde dag. Dink mooi daaraan. Jy kan gerus jong mense vandag vra, wat is hemelvaart? Waaroor gaan die hemelvaart? En dan sal jy die vraagteken op hulle gesigte sien. Waarvan praat jy? Ek het dit vandag getoets in die klas. So baie min weet waaroor gaan die hemelvaart. Maar min weet nou hoe belangrik dit is. Ons weet Paasnaweek so belangrik, kruisiging, die opstanding uit die dode, en natuurlik 40 dae daarna die hemelvaart, 10 dae daarna Pinkster, die uitstort van die Heilige Gees. Daarom is hierdie dag eintlik so belangrik vir ons as Christene. Maar ek wil graag vanaand met u praat, wat ek glo die Here op my hart gedruk het, die verheerlikte Christus. Die Here Jesus Christus, wie verheerlik is, natuurlik die hemelvaart, die betekenis van die hemelvaart vir ons as Christene. Ons fokus baie op die kruisdood, ons fokus baie op die opstanding, en ons vergeet dat ons bely dit, dat die Here Jesus sit aan die regterhand van die Vader. En ons weet dat God is op die troon. Dit beteken dat die Here Jesus is aan die regterhand van die allerhoogste, almagtige God, uit die hart van die saak, Christus ook God, en dit is 'n gesagsposisie. Hy is koning, hy heers, hy leef. Hy's nie dood nie, hy leef. Hy leef. Die hemelvaart is die klimaks, die hoogtepunt van Christus se aardse bediening. Dis die hoogtepunt. Die hoogtepunt. Dit is die bewys van sy verheerliking, van sy verhoging, die bevestiging van sy werk, en natuurlik die waarborg vir sy terugkeer. Ons het dit gelees, hierdie 2 engele, wat hierdie disippels bemoedig het met die woorde, Jesus wat julle net so sien wegvaar het, sal weer net so kom. Dis 'n belofte. Dit is 'n bevestiging. Dit
sal weer gebeur. Hy sal net so kom op die wolke. En dit het gedien vir die disippels as 'n bemoediging, want sien die disippels het ons maar daar gestaan met hierdie gemengde gevoelens van, moet ons nou bly wees of moet ons nou hartseer wees oor hierdie situasie? En jy weet, ons sit eintlik met dieselfde tipe gedagte vanaand, moet ons hartseer wees, want ons wil eintlik hê die Here Jesus moet hier by ons wees sigbaar, is dit nie? Want dis wat die Here Jesus vir die disippels beteken het, sigbaar daar, in hulle midde, en hulle is hartseer dat hy moet weggaan. Maar die engele sê, nee, hy kom net so nou moet hulle ook bly wees, want daar is nou hoop op die toekoms. So dis waar ons onsself ook bevind. Ons wil so graag in die teenwoordigheid fisies sigbaar wees van Christus Jesus, maar ons wag ook vir sy koms. So ons sit so 'n bietjie tussen hierdie gemengde gevoelens van ons, maar ek kan vir julle een ding sê, daardie woorde van die engele aan die disippels, gee vir ons bemoediging. Jesus kom weer. En nie net dit nie. Ons gaan dit later, sal ek dit weer aanraak. Dit bevestig vir ons die ewige lewe saam die Vader. Dis 'n bevestiging daarvan. Ons sal eendag inwoon by God, in die hemele, in sy huis, in sy woning. Want die Here Jesus het dit beloof. Hy gaan om vir ons plek voor te berei. En dan gaan hy weer kom, om ons te kom haal, sodat ons ook kan wees waar hy is. Hy sê dit vir die disippels. Nou ja, Christus is verhef tot aan die regterhand van God. Efesiërs 1 vers 20 tot 23 in die eerste plek. Hy sê, toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, ver verhewe bo elke mag en gesag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem kan word. Bo alle magte, bo alle kragte, bo alle konings, hy is die koning der konings. Hy is die oppergesag. Hy is God. Hy is koning. Dikwels leef ons asof die Satan in beheer is dit nie? Asof die duiwel die scepter swaai. Nee. Christus is die koning. Hy is in die gesagsposisie. Hy het die mag. Hy het die autoriteit. Daarom dat dit vir ons eintlik so belangrik is in die Christelike lewe, Christelike geestelike lewe, dat Christus die hoof van jou lewe, die heerskappy in jou lewe moet oorneem. Dat hy op die troon die regmatige plek moet inneem. Christus se hemelvaart beteken, hy is nou verhewe, hy is heersend, hy is op die troon. Ons weet, ons bely dit ook van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Die oordeel behoort aan hom. Net iemand in 'n gesagsposisie, in autoriteit, het daardie gesag om te kan oordeel. Dit bevestig sy goddelikheid. Hy is God. Hy is heerlik. Is dit nie wonderlik nie? Ons God, ons Christus. Natuurlik hierdie verheffing na die regterhand van die Vader bevestig ook dat sy kruisdood, sy opstanding is 'n volbragte werk, sy werk op aarde is volbring en dit is aanvaar deur die Vader. Dis vir die Vader tot 'n lieflike geur, dit is volbring. Die Vader aanvaar dit, hy neem dit aan. Dis klaar. Daar's 'n volbragte versoeningswerk bewerk. Is dit nie wonderlik nie? Daar kom niks kort in God se plan vir die verlossing van die mens nie. Niks. Absoluut niks. Die regterhand van God, daardie sitplek, is 'n troon van autoriteit. En dit beteken ook dat Christus is nie passief nie. Hy's nie passief nie. Hy regeer. Hy is in beheer. Hy het die autoriteit. Dis wonderlik. Ons kyk in hierdie wêreld en dan dink ons aarde, maar tog, die plek is daarom chaoties, jong.
Niks is agter mekaar en dit lyk of daar absoluut niemand in beheer is nie. Niemand weet wat hier aangaan nie. Maar dan moet ons hieraan herinner word. God is in beheer. Christus regeer. Hy is op die troon. En wat wonderlik is dat sy troon is nooit vakant nie. Absoluut nooit. Nooit. Daarom kan 'n mens bemoedig word. As ek gaan na die troon van genade, na sy troon, om te pleit vir hulp, dan weet ek, daar's iemand wat luister. Daar's iemand. Daar's iemand wat vir my intree. Dis die koning. Hy heers. Jesaja 9 vers 6, en ons kry hierdie teksvers nogal baie in Kerstyd. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers. Heerskappy. Hy heers. Sagaria 9 vers 9, jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Wie is dit? Die Here Jesus. Jesus is koning. Johannes 18:36. My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, sê die Here Jesus. Openbaring 17 vers 14. Hulle sal teen die lam oorlog voer, maar die lam en die wat saam met hom is, die wat geroep en uitverkies en getrou is, sal hulle oorwin, omdat hy die Here van die heersers is en die koning van die konings. 'n gewaarborgde oorwinning. Is nie wonderlik nie. Nou ja, die Bybel is nou nogal die enigste boek wat vir die Christen sê dat dis aan die einde, jy wen. Jy wen die oorlog. En nie net jy nie, maar die lam wat heers, die lam wat voorloop. Hy het die oorwinning behaal. 'n tweede gedagte wat ek met u wil deel is, Christus is ons voorspraak. Hy is ons hoëpriester. Is Ou Testamentiese taal. Nou daar in Hebreërs lees ons dit, en ek wil nou graag na die Hebreërs boek toe blaai, of brief althans, om 'n paar gedeeltes vir u daar saam te lees. In Hebreërs hoofstuk 4, ek het al sulke geluide gehoor dat hulle wil graag hê ons moet Hebreërs bestudeer. Nou ja, dit sal die ou omtrent 'n hele jaar besig hou, want dis 'n wonderlike boek. Vers 14, terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het, wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Ons hoëpriester. Is dit nie wonderlik nie? Nou wat is die hoëpriester? Die hoëpriester het 'n verteenwoordigende rol gespeel. Ons weet in die Ou Testament was dit die hoëpriester wat eenmaal 'n jaar in die allerheiligste van die tabernakel of die tempel inbeweeg het, om daar versoening te doen vir die sondes van die volk. Eenmaal 'n jaar. Nou dit was in die allerheiligste van die tempel of van die tabernakel gewees. En dit was vir hulle so intens dat daar klokkies aan die mantels was van die hoëpriesters en selfs 'n tou aan hulle vasgemaak word. Want as hulle nie meer die klokkies hoor nie, dan moet iemand seker die lijk uittrek. Jy sien, die hoëpriester kan nie met sonde in die allerheiligste ingaan nie. Dan word hy gestraf met die dood. Dit is die allerheiligste, waar net die hoëpriester kon ingaan, wat gesalf was vir daardie posisie. En as ons dink aan Christus, ons hoëpriester, hy was sonder sonde. Ons het dit nou gelees. In alle opsigte versoek, net soos ons. Blootgestel in al die versoekings, net soos ons, ten volle mens. Manne, vroue, luister mooi. In alle opsigte, net soos ons versoek. Jong mense moet ook luister. Want die jong mense, ons weet, ou Timoteus moes ook maar gewaarsku word. In alle opsigte net soos ons, maar sonder sonde.
En hy kon in die allerheiligste troonkamer van God ingaan en sê, dis 'n volbragte versoeningswerk. Dit is bewerk. Ek het die prys betaal en hy verteenwoordig die kind van God by die Vader. Jy kan gerus Levitikus 16 gaan lees in verband met die hoëpriesters. Hebreërs 9 vers 24 sê vir ons, Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat deur mense gemaak is en net 'n namaaksel van die ware is nie. Nee, hy het in die hemel self ingegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Hy is ons advokaat. Hy pleit namens ons. Dit is so. Jy moet jou sondes bely. Kyk, as jy nou oortree het en jy het jou sonde gedoen, ek gaan nou nie eens praat oor swakhede en foutjies nie. Kom ons sê dis nou maar sonde en ons kry klaar. Jy doen jou sonde, maar jy bely dit en jy laat staan dit, dan's daar iemand in die hemele wat na die Vader gaan en jou saak bepleit by die Vader. Want weet julle wat? Die duiwel is ook daar. En hy kla jou aan. Nou, heel menslik gesproke, sien hierdie beeld. Hier kom die duiwel. En hy moan. Kyk nou weer vir Ludik. Hy sê hy is 'n Christen. Hy sê hy is gered. Hy sê hy is u kind, maar kyk wat maak hy. Dan sal die lam daar wees en sê, Vader, ek het vir dit gesterf. My bloed het daarvoor gevloei. Vergewe hom. Dis 'n volbragte versoeningswerk. Dit is die advokaat. Hy pleit namens ons. Hy vra namens ons. Is dit nie wonderlik nie? Ek kan nie myself indink dat ek in my menslikheid voor God die Vader moet kan staan nie. Maar Christus die volmaakte staan namens my. Hy tree in die bresse namens my. En hy is in die hemelse heiligdom ingeneem. Die hemelse, nie iets wat met mense hande gemaak is nie. Nie die tabernakel nie, nie die tempel nie. In die allerheiligste, in die troonkamer van God. Daai wat Jesaja gesien het. Daai wie Paulus gesien het. In die heerlikheid van God. Dit is waar Christus Jesus is. En hy tree namens ons in. Hy pleit ons saak namens ons. Handelinge, Hebreërs 7, nie vorige hoofstuk, vers 25. Daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Waaraan laat hierdie woorde jou dink? Ek is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand gaan na die Vader behalwe deur my nie. Kosbare teksvers is dit nie? En nou sê Hebreërs 7:25, daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Dit is die weg van versoening deur Christus Jesus. Ons gaan deur hom na die Vader toe. Dis kosbaar. Nie op grond van ons eie werke nie op grond van ons prestasie nie, maar Christus Jesus. Dit beteken hy het die weg gebaan. Hy het die weg geskep. Hy is die versoening. Ek hoef nie op my eie kragte te probeer staat maak nie. My eie weg, ek hoef nie. Hy en hy alleen. Is dit nie kosbaar nie? Ons gaan deur hom na die Vader. Romeine hoofstuk 8. Kom ons kyk hoe vinnig kan my vingers Romeine hoofstuk 8 kry. Romeine hoofstuk 8 vers 34. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. En hoor hierdie woorde. Nou, ek dink die jong manne sal nou verstaan as hulle nou 'n bietjie droog gemaak het. En pa sê, wat het jy nou aangevang? Dan begin die pleit. Jy weet, as jy nou weet wat gaan die straf wees,
Dan begin die pleitsake nou. Maar nee, papa, nee. En dis presies, hy pleit vir ons. Hy pleit vir ons. Dis nie net 'n vraag nie, dit kom vir my neer op smeek. Hy pleit by die Vader. Asseblief, Vader, ek het vir hulle gesterf. Dis nie 'n ligtelike saak nie. Dis intens. Hy pleit vir ons. Jesus is ons hemelse, ewige, volmaakte hoëpriester. Hy verteenwoordig my by die Vader. Hy tree vir my in. Hy pleit my saak. Hy is medelydend. Hy is verhewe. Hy is direk in God die Vader se teenwoordigheid. Hy tree in. En dan sê die vers, daarom kan ons vashou aan die geloof. Daarom hoef ons nie te wankel in die geloof nie. Want die geloof hang nie van my af nie. Dit hang van Christus af. Dis in hom geanker. Dis in hom gevestig. Ek hou dit in hom en hom alleen. Hy is ons hoëpriester, geliefdes. Hy tree vir ons in om ons te herinner hoe genadig God is. 'n derde, Christus berei ook vir ons plek voor. Hy berei vir ons plek voor. Soos ons hier sit, is die Vader, die Here Jesus besig om plek voor te berei. Nou natuurlik is dit nou baie op die Joodse tradisie van die huwelik gebaseer. Hierdie beeld wat jy kry, ons weet dat as die jongman besluit het wie sy bruidjie sal wees, dan het hy natuurlik verloof aan haar geraak, trou beloof. Dan het hy teruggegaan na die huis van sy vader en dan het hy plek gereed gemaak in die huis van sy vader. Daar 'n kamer gereed gekry. En dan wag hy totdat die vader, die pa sê, my seun, gaan haal maar jou bruid. En intussen het die bruidjie daar in haar ou huisie met 'n lampie gesit. Elke dag gereed vir die troue. Elke dag gereed. Elke dag is daai lampie se olietjies weer vol gemaak, veral in die aand, want daai lampie het in die aand gebrand, gereed vir as die bruidegom sal kom. En natuurlik as die bruidegom gekom het, dan hou hulle nou partytjie vir baie lank. Baie lank. Maar hulle het gewag. Sy het gewag en die bruidegom het gewag by die huis van sy pa. Johannes 14 Vers 2 en 3 gee vir ons hierdie beeld. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. Ek gaan om vir julle plek gereed te maak. Hy is besig om vir ons plek gereed te kry. En ja, dit is so, vir meer as 2000 jaar is hy besig om plek gereed te kry. Ek kan by myself indink, en is menslik gesproke, omdat dit so gebaseer is op die Joodse huwelikstradisies, hoe ywerig die bruidegom is om die bruid, die Christen, die bloedgewaste kind van God, te kom haal. Dink daaraan. Manne, as jy nou 'n bruidegom was, wat moes nou wag vir jou pa se woord om die bruidjie te gaan haal, jy wil mos nou gaan, want jy wil hulle gaan haal. Want dis wat Johannes 14 sê. En as ek nou gegaan het en plek voorberei, dan gaan ek nou weer kom, en dan gaan ek julle kom haal, sodat julle ook kan weet waar ek is. En waar is Christus? In die ewige heerlikheid, in die hemele. In die hemele. Nou ja, geliefdes, dit herinner ons dat ons burgerskap is nie van hierdie wêreld nie. Is nie van hierdie wêreld nie. Ons is net pelgrims, ons gaan net hier deur. En ek dink daar is 'n groot waarskuwing daarin, dat jy nie jou penne, jou tentpenne te diep in hierdie wêreld inslaan nie. Hierdie wêreld gaan tot niet. Materialistiese dinge, dit is niks. Materie is niks. Moenie jou tentpenne te diep in hierdie wêreld inslaan nie. Want ons lewe vir die burgerskap in die hemele. Ons weet die woord van die Here sê, waar jou hart is, sal jou skat wees. As my hart in die hemele is, in die ewigheid hierna, sal my skat ook daar wees. Maar as my hart in hierdie wêreld is, en ek besig is om my penne so diep in hierdie wêreld in te slaan, waar is my skat? Is in hierdie wêreld. So dis die waarskuwing, moenie jou penne te diep hier inslaan nie. Dis net so, dan is dit verby.
in 'n asemteug. Ons weet die woord sê, nou ja, ons weet as ons nou sterk is, 70, baie sterk 80, 90. En dan sê die psalmdig of die ou Salomo sê, jy weet, en dan vlieg ons daarheen. Dis ons nou net soos gister toe ons nog 70 was en 80 was. Net soos gister. En ewe skielik, ja, het die lewe verby beweeg. Dit bevestig net, hierdie lewe gaan so vinnig verby. Waar jou hart is, sal jou skat ook wees. Hierdie belofte staan nog steeds. Hy is besig om plek voor te berei. Die hemele is nie sommer maar net 'n plek nie. Dis die plek waar Christus is. Dis die plek waar God is. Is die plek waar sy heerlikheid is. Dis die plek waar sy engele is. Dis die plek waar ons geliefdes is wat gesterf het in Christus. Dis die plek. Dis 'n plek van heerlikheid. Dis 'n plek waar ons saam met hom kan wees. En daarom is daar 'n vraag, weet, lewe ons met hemelse perspektief of lewe ons asof hierdie wêreld alles is? Ons weet daar's mense wat glo dat as jy nou gesterf het, jy gesterf en dis dit. Ek dink dis baie boring om so uitkyk te hê op die lewe. Die wonderlikheid is van die Christelike geloof, is 'n lewe hierna. Saam met God, saam met Christus in sy heerlikheid. Dis die bemoediging. Wanneer ons aardse hoofstuk afgesluit word, daai boeke toegemaak word, is ons in die ewige heerlikheid saam Christus. Is dit wonderlik nie? 'n vierde gedagte, Christus stuur sy gees en roep ons tot sending. Ek het dit vir u gelees, Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Natuurlik, hy sê dit vir sy disippels. Natuurlik lees ons in Handelinge, toe die Heilige Gees uitgestort is, hoe daardie manne en daardie vroue wat daar teenwoordig was, het hulle die evangelie begin verkondig. Maar die Here Jesus sê ook vir hulle tot aan die uithoeke van die wêreld. Maar ons sien hierdie disippels, hulle is besig om te evangeliseer en hulle getuig, hulle getuig, ook maar net in Jerusalem. Toe kom daar vervolging in Handelinge 8. En toe beweeg die evangelie na die uithoeke van die wêreld. Soos God bedoel het dit moes wees. En hulle is getuies, so ver as wat hulle vervolg word, so ver verkondig hulle die evangelie, en so ver kom mense tot bekering, en so groei die kerk. Tot waar ons vandag is. Maar sy gees is uitgestort. Ons word geseël met sy Heilige Gees, verseël met sy gees, ons ontvang sy Heilige Gees vir 'n rede. En dis nie 'n one-way ticket to heaven nie. Dis om 'n getuie te wees, om krag te hê, om dit te kan doen. Om daardie sending wat God op ons harte druk, om dit uit te voer. So daarom is die hemelvaart so 'n belangrike gebeurtenis, want dit lei die uitstorting van die Heilige Gees in. Die Nuwe Testamentiese era, die Gees wat ons bemoedig, bekragtig en versterk, sodat God deur die kerk sy sending kan volbring. Daarom is dit so belangrik dat Christus in die hemele opgeneem is, dat ons die Heilige Gees kan ontvang. En jy sal weet of jy die Heilige Gees het, is dit nie? Jy sal weet. Kyk maar na die vrug van die Gees, jy sal weet. Jy sal weet, daar is so 'n stemmetjie. Ek sê maar 'n stemmetjie, maar is meer 'n stem dikwels. Wat jou waarsku en met jou praat, en jy weet nie regtig hoe om dit te verklaar nie, maar jy weet. Wanneer jy die woord van die Here opneem en jy lees, en daar kom so 'n teksvers, jy het hom nie gehighlight in jou Bybel nie, maar hy's ewe skielik gehighlight in jou oë, dan weet jy, die Heilige Gees is besig om met jou te praat deur die woord. Jy weet dit. Want dit is die Gees van God wat met jou praat. Ons kan gered word, ons kan geheilig word,
want die Gees van God is teenwoordig. Jy sien, en dit is wat die Nuwe Testamentiese tyd onderskei van Oud-testamentiese tyd. Ons het die Heilige Gees. Die genade tyd waarin ons leef. Die Gees van God. Laaste gedagte wat ek met u deel. Natuurlik, Christus sal weer kom soos hy opgevaar het. Net soos wat hy opgevaar het, sal hy weer kom. Nou dit is 'n gedagte wat ek nou al reeds aangehaal het in die boodskap. Geliefdes, Jesus kom weer. Dis 'n belofte. Dis iets om voorna uit te sien. Altyd as hier baie wolke in Nieu-Seeland, omtrent elke dag. As jy daai wolke sien, so nader kom, onthou net so, die Here Jesus is in die wolke weggeneem. Hy sal net so weer kom. Kyk op na die wolke. Dan vra jy vir jouself, Here Jesus, is dit die dag? Is dit die dag? Jy sien, ons lewe dan met 'n wederkomsgerigte lewe. Dit beteken nou nie, ons gaan daar, ons het nou nie baie kerktorings hier in Nieu-Seeland nie, maar iewers 'n kerktoring kry, nou gaan jy daar op die kerktoring sit en wag dat die Here Jesus nou kom nie. Nee, jy's aan die werk en jy's besig. Maar jy lewe met daai gereedheid. My lewe is gereed vir as die Here Jesus sal kom. En dit is nou nie om jy bang te praat nie. Dink dit is die realiteit. Ek lewe gereed. Ons kan sterf ook. Die ou dominees het altyd gesê, ou mense moet sterf, jong mense kan sterf. Dis die realiteit, is dit nie? Dis die realiteit. Maar ons albei, ons almal leef gereed vir enige oomblik. Daardie oomblik wat God besluit in sy alwetendheid dat daai lewensdraadjie word nou geknip. Jou aardse hoofstuk is klaar, jou boeke is toegemaak. Is jy gereed? Is jy gereed om jou God te ontmoet? Om in sy teenwoordigheid te kan wees? Ek gaan afsluit. Wat beteken die hemelvaart vir jou? Prakties, kom ons dink prakties. Jy dien 'n lewende Christus en hy heers. Hy is koning. Jy het toegang tot God, die Allerhoogste, deur Christus Jesus, wat die Oud-testamentiese heiliges nie gehad het nie. Jy is bevoordeel, deur die Heilige Gees, om deur Christus na die Allerhoogste God se troon te kan gaan. Wat 'n voorreg. Dit laat ons dink, bid ons genoeg? Besef ons die toegang wat ons het na die Allerhoogste God, om by hom in sy troonkamer te kan wees, om my saak daar voor sy voete neer te lê en te weet die advokaat kom langs my en hy tree vir my in. Jy het 'n toekoms wat gewaarborg is. Dis hoekom ek altyd sê, ek kan nie sê dat 'n mens het nooit 'n toekoms nie, want die toekoms lê in God se hande. Maar dit is gewaarborg, dit is hoop op die lewe hierna, by hom, saam met hom. Ja, die aard van die saak, die Heilige Gees het jou verseël, hy bekragtig jou, jy het werk. Jy het 'n sending. Maak nie saak waar jy jouself bevind nie, of dit nou daar by die Unie is, en of by die skool is, en of by die werk is, maak nie saak nie. Jy het 'n werk om te doen. Jy het 'n sendingveld om te bearbei. Jy moet 'n getuie wees vir wat God, wat Christus Jesus vir jou kom doen het. Soos Petrus sê, wees altyd gereed om rekenskap te gee van die hoop wat in jou is. Jy sien, Christen, ons het hoop wat die wêreld nie het nie. Ons het hoop vir 'n lewe hierna. En dan, jy behoort te leef in die lig van 'n komende wederkoms. En dan wil ek afsluit met die woorde van Kolossense 3 vers 1. Soek die dinge wat daarbo is. Bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is nie. Ons vestig ons gedagtes na die hemele, want dit is van waar ons verwag Christus Jesus wat net so opgeneem is in die hemele. Kom ons bid saam. Onse Vader, ons aanbid U en ons sê vir U baie dankie vir 'n aand soos hierdie. Ons sê vir U dankie vir U woord.
Here Jesus, U is aan die regterhand van die Vader, van waar U sal kom om te oordeel die lewe en die dode. Dis waar U vir ons intree, ons saak bepleit. En Here Jesus, ons weet, U kom weer. Vader, en net U weet die dag, die tyd, die datum. En tot ons beste vermoë, deur die instaatstelling van die Heilige Gees, wil ons gereed leef. Gereed vir daardie dag. In aller geval behoort ons gereed te leef. En Vader, ons bid dat U ons sal help. Dierbare Heilige Gees, dankie dat U ons elke dag oortuig. Dankie dat U elke dag bemoedig, versterk, ons help. Ons weet dat ons sondig so dikwels. Maar dankie vir die voorspraak. Dankie dat U intree, ons saak bepleit. Ons aanbid U. Amen.